Okay. Okay, frons, het ek 'n frons? Nee, ek het nooit frons nie. Wag, ek moet net die hartjies verenig. Michelle. Wag, gaan met my gesig kom iets wat God so gemaak het. Môre almal. Ek dink almal het lekker geslaap en almal is nuuskierig en opgewonde oor wat is die antwoord, wat is die way forward. Ons gaan nou vir julle sê wat die way forward is. Ons was daar binne gewees, ons was in kommunikasie met Goussart, die prokureur meneer Goussart en dan met ons prokureur meneer Kleinhans. Ek gaan oorgee aan meneer Virgil Gericke dat hy gou vir julle die volle en net die volle waarheid vir julle oordra oor wat het daar binne, wat is die antwoord vir julle na binne. Okay, goeiemôre almal. Die situasie is as volg dat en ek gaan nou van die begin af verduidelik dat ons almal verstaan. Daar is 'n gemeene verstaaning of 'n common understanding dat die aansoek wat gebring was verkeerdelik gebring na die hof toe. So ons het gevra dat die aansoek reggebring word, op die regte basis na die hof toe gebring word. En ons het gevra dat al die mense wat daar gebly het voordat die huise afgebreek is, dat daai mense ingesluit word in die aansoek van die hof. Met ander woorde dat daar nie net 2 of 4 mense in die hof verantwoordelik gehou word nie. Ons het nou die lys gekry, ons het die lyste gegee vir die departement se prokureurs, meneer Goussart, en ons het dit ook gegee vir ons prokureurs, meneer Kleinhans, en hulle het gevolglik met die landros gaan praat en gekonsulteer. Wat nou besluit is dat die bestaande huise wat daar is op die grond mag nie afgebreek word nie. Die bestaande huise, ons verstaan daar's 65 van die strukture wat nie afgebreek mag word nie. U kan voortleef onverstoord in vrede. Ons verstaan voorts dat die departement van openbare werke en van onderwys bring donderdag of Vrydag 'n aansoek in die Kaapse Hooggeregshof om die aansoek te bring gebaseer op die PAI aansoek in die hof, in die Hooggeregshof. So wat ons besluit het is, hulle bring die aansoek in terme van PAI om die strukture af te breek. Hulle hoor nou nog nie. Hulle wil hê dat moet afgebreek word. Wat verder uitgekom het in ons gesprekke is die volgende. Dat as leierskap het ons besluit, selfs al gaan die departemente na die Hooggeregshof toe, gaan ons as leierskap die aansoek teenstaan. In die Hooggeregshof, dit is baie duur, dit is baie kostes, maar ons het besluit ter wille van die mense, gaan ons daardie oefenloopie doen, want vir die volgende redes. Dit gaan om die grondwetlike regte van elkeen wat hier staan. En ek wil hê u moet dit verstaan. Ons bly in 'n grondwetlike staat. Ons bly nie in 'n polisiestaat soos wat die DA verlede week gedoen het om rooi mure in te stuur om vir u af te breek nie. Ons bly in 'n grondwetlike staat waar almal regte het. So ons gaan u regte verdedig in die Hooggeregshof in Kaapstad as die departemente kom met daardie aansoek. So al wat ons vra is u ondersteuning in die verband en ons gaan dit verdedig. As die hof besluit dat u hulle moet afgesit word van daai departement se grond, dan sal ons vra dat die munisipaliteit grond beskikbaar stel wat gediens is. Gedienste erwe, want waar moet u gaan bly? Want dit is dieselfde beginsel wat gegeld het vir Tembeletu. Toe die UISP projek gedoen word in Tembeletu, hulle bou 4300 huise daar, het mense wat nie gekwalifiseer is vir die UISP nie, het hulle 1400 van daai mense erwe gegee wat gediens is. Toe hulle daai mense erwe gegee het wat gediens is, 'n verdere 2000 mense wat opgemaats het na die munisipaliteit toe, wat onwettig gemaats het, het hulle die munisipaliteit 2000 gedienste erwe gegee. Ons sê, wat goed is vir Tembeletu, is goed vir ons. Ons sê verder, en dat ons in geen onduidelike taal sê nie, wat goed is vir ons swart eweknieë, moet goed wees vir ons bruin mense. So dit is, as die munisipaliteit wil politiek speel met die lewens van mense, gaan ons mense verdedig. En ons staan op ons regte en ons vra u ondersteuning in die verband. Amandla!